Hallo vriende en baie welkom, dis weer eens lekker om saam met jou te kuier en mag jy daar waar jy is, soos wat jy kom, opnuut God enig ontmoet. Nou, en jy het verlede Sondag gepraat oor Psalm 1 en Psalm 1 en Psalm 2 word gesien as die inleiding tot die Psalms. Dit gee vir ons 'n breë weg idee van wat in die Psalms bevat word. En in Psalm 1 het ons verlede week gehoor dat daar twee tipes mense is. Dit is die dwaase of die onregverdiges. En dan die regverdiges wat beskryf word as 'n boom wat naby waterstrome geplant is en wat op die regte tyd vrugte dra. En dit is die mense wat hulle vreugde in God se woord vind. Wanneer ons op Psalm 2 kyk, dan sien ons egter dat ons so bietjie terugstaan en 'n breër prentjie kry oor die wêreld. En dan sien ons dit is nie individue wat aangespreek word nie, maar nasies wat aangespreek word teenoor die koninkryk van God en sy gesalfde, die koning van Israel. Maar voordat ons verder gesels, kom ons lees wat sê Psalm 2. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeie stikkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit lag, my Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toorn aan, met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Vra dit van my, en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter, soos erdewerk sal jy hulle stukkend slaan. Daarom konings, wees verstandig, wees gewaarsku, regters van die aarde. Dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing. Soen die seun, sodat hy nie toornig word en julle op pad omkom nie, want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Dikwels wanneer ons met my dogtertjie speel, dan sal sy onder 'n kombers gaan wegkruip by mamma of by ouma, en dan moet ek na haar soek. En dan loop ek soms die hele huis vol en kyk agter die bank, onder die stoele, in ander vertrekke of ek haar dalk nie vind nie. Maar ek sê dit laat sy dit kan hoor. En dan op 'n punt dan besluit ek gaan nou die kombers dramaties afrig tot haar genot en dan lag ons lekker saam. Daar's ook ander geleenthede wat sy by mamma of by pappa of by ouma gaan wegkruip. En dis wanneer sy hartseer is of wanneer sy weet sy was bietjie stout gewees. En dan kom sy en sy vra dat ons haar sal optel en haar sal vashou. Dan is haar ma of pa na ouma haar toevlug. En uw vriende, vandag hoor ons dit ook in Psalm 2 in vers 12, waar die Here sê dat ek en jy kan by hom kom skuil, by hom kom wegkruip. Want hy is die een waar ons dit kan doen en die vrymoedigheid het om dit te kan doen. Kyk ons op Psalm 2, dan sien ons dat dit gewoonlik gebruik is by 'n troonbestuiging, wanneer die koning die leiersels oorgeneem het by 'n vorige een. En ons sien dat hierdie koning geseën is en dan word sy teenstanders gewaarsku om nie planne te beraam teenoor hierdie koninkryk nie. Want hulle doen dit nie teenoor die koning nie, nee, hulle doen dit teenoor God. En dis God wat dan sou reageer. In die Nuwe Testamentiese tyd is hierdie teks dan ook baie gebruik en aangehaal wanneer daar oor Jesus gepraat word. Want soos wat hierdie Psalm nou oor 'n koning gepraat het, so het gelowiges Jesus daarin gesien en gevind. En wanneer daar oor Jesus in die Nuwe Testament en in die evangelies gepraat word, dan kry ons dikwels Psalm 2 wat aangehaal word as 'n herinnering aan Jesus, wat ook koning geword het en wat ook aangestel is deur God. Daarom kan nasies en mense kom en bedreigings bring,
Maar ons sien in Psalm 2 word hulle gewaarsku dat hulle dit nie eers moet probeer nie, want God is die een wat in beheer is. En hy is aan die werk in hierdie wêreld in sy koninkryk. Kyk ons dan na die wêreld rondom ons, dan dink ek sien ons ook baie dinge wat ons gebruik. Ons sou dit na ons self, ons eie lewe kan kyk. En daar sou ook waarskynlik baie dinge wees wat ons bekommerd maak, wat ons lewe bedreig, wat ons onrustig maak, en wat waarskynlik ons ontseën nie. Ek hoop ek is nie die enigste ene wat na die onlangse verkiesing so bietjie op my senuwees is vir wat volgende voorlê hier in ons land nie. Die koalisiegesprekke wat aan die gang is. Maar so is daar baie dinge, nie net in ons land en in ons samelewing nie, maar ook in die buiteland en in die wêreld daar buite, wat ons onrustig maak, wat ons dalk die vraag van onsself vra, maar waar is God? Is hy nog teenwoordig? Is hy aan die werk hier in die wêreld? Liewe vriende, ek dink Psalm 2 kom maak ons rustig en kom herinner ons aan hierdie feit, dat nasies maak planne, maar God is die een wat sê, moet dit nie eers maak nie, want ek is die een wat regeer. En hy kom doen dit deur Jesus Christus, wat kom en sy koninkryk kom vestig hier op aarde. Ons sien dat Jesus Christus gekroon word en aangestel word as koning. Hy oorwin alle ander koninkryke. So getuig die Nuwe Testament daarvan. En hy word op 'n onwaarskynlike wyse gekroon. Ons lees dat Jesus sy lewe gee vir hierdie wêreld. As ons terugdink aan Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, liewe vriende, Jesus kom red ons nie net hierso vir die hemel eendag nie, maar hy kom as koning en hy regeer in en deur ons in hierdie wêreld. Ja, maak nie saak wat so bedreigings op ons pad kom nie, wat se dinge daar is wat ons bekommer nie, wat ook al in hierdie wêreld gebeur, wat ons laat bekommer nie. Psalm 2 kom bevestig vandag vir ons, nasies en mense kan planne maak, maar God reageer. Op 'n manier is God aan die werk in hierdie wêreld, en sy wil geskied, ongeag wat mense beplan. Ja, vriende, Jesus is nie apaties nie, hy draai nie sy rug nie, hy los ons nie om vir onsself om te sien nie. Nee, hy is in beheer. Hy is die een wat regeer. En God kom en kom vestig deur hom sy koninkryk op aarde. En deur sy gees kom bemagtig hy ons en gee vir ons krag om dag in en dag uit in hierdie wêreld in sy koninkryk te funksioneer en te leef. En dit is 'n wonderlike voorreg dat ek en jy hiervan kan deel wees. Wanneer ons so na die wêreld kyk en ons sien die koninkryke maak planne en die nasies het sekere dinge wat hulle beplan, is my en jou uitnodiging, sê die Here, om by hom te gaan skuil, om ons skuiling by hom te vind. Ja, soos wat Psalm 1 sê, dat dit wys is en gelukkig is om ons vreugde in die woord van die Here te vind en om dit te oordink, so kom Psalm 2 en nooi ons uit. Wanneer ons sien die wêreld is die mekaar en wanneer ons na ons lewe kyk en daar is dinge wat nie in plek is nie, sê hy dit is wys en dit is goed as ons by ons God gaan skuiling vind. Soos wat 'n kindjie gaan skuiling vind by sy ma en sy pa, so nooi God die enig vir my en vir jou vandag, om te kom skuiling vind by hom, in hierdie deurmekaar wêreld, om hom te vertrou, dat hy in beheer is, dat hy beter weet, dat sy wil sal geskied, en dat hy regeer in sy koninkryk. Mag ons, liewe vriende, opnuut vandag, wanneer ons die Psalm lees, vashou aan God die enig, wat daadwerklik besig is in sy koninkryk. Hy is ons krag, hy is ons skuiling, en mag ons rus vind by hom. Amen. Here, dankie dat ons met vrymoedigheid by U kan kom skuil. Dat U ons Vader is, die een wat alles in stand hou, dat U die Seun is, wat koning is oor hierdie aarde, en dat U deur die Gees ook by ons is om ons te troos en te lei. En gee dat ons, wanneer die wêreld se dreigemente kom,
dat ons rus en vrede en skuiling by U sal vind. Dankie Here, dat ons weet, die wêreld daar buite is so genadeloos, maar by U is daar volkome rus en vrede. Mag ons in hierdie de mekaar wêreld, soos 'n kind by sy vader of moeder, gaan skuil. Amen.